Hartlike goeiemôre liewe vriende in ons Here Jesus Christus. Baie welkom by Uit die Woord Digitaal se Sondag Erediens. By hierdie mooi geleentheid is dit ons wonderlike voorreg om stil te kan word rondom die woord van die Here op so 'n pragtige dag wat die Here vir ons gee. En as jy vandag die eerste keer hier by ons is, wil ons vir jou baie welkom sê. Hier by Uit die Woord Digitaal word ons Sondag Eredienste elke keer opgeneem op die plaas Luiperdskloof, net buitekant Brits, in die Bosveld, en ons is vanoggend hier by mekaar na 'n heerlike koel nag van lieflike sagte reën, en ons bring aan die Here die eer daarvoor. Hier by Uit die Woord Digitaal gee ons om vir alle mense, en dit is vir ons 'n wonderlike voorreg om die woord van die Here met jou te kan deel. En jy skakel vanmôre hier by ons in, omdat jy ook 'n geestelike behoefte het, net soos ons almal. En my bede is, dat die Heilige Gees jou hart sal open en met jou sal praat ook vandag deur sy woord, om jou in die geloof te versterk. Liewe vriende, sluit gerus aan by ons daaglikse oordenkings. Ons stuur hier by Uit die Woord Digitaal elke dag 'n oggendoordenking op ons WhatsApp groepe uit, en meer as 10.000 mense skakel by ons in elke dag. En jy is baie welkom om daarvan deel te word. Stuur vir ons net jou naam en jou selfoonnommer na die nommer hier op die skerm en ons sal vir jou byvoeg. Dit is gratis. Dan wil ons baie dankie sê vir almal wat ons kanaal finansiëel ondersteun. Ons doen nie net woordbediening hier by Uit die Woord Digitaal nie, maar ons reik ook uit in diens van barmhartigheid, in Bybelverspreiding en in bejaardesorg. En jou donasie maak dit vir ons moontlik. Baie dankie daarvoor. Nou op hierdie pragtige oggend is dit my voorreg om die woord van die Here met jou te deel, en vanmôre praat ons oor geloof wat berge kan versit. Maar voordat ons vanmôre saam lees, kom ons word stil voor die Here. Vader, baie dankie dat ons vanmôre U naam kan aanroep in gebed en voor U kan buig, die lewende God van hemel en aarde. Dankie Here dat U ons Vader is, wat vir ons baie lief is. En dankie vir U Seun Jesus Christus, wat U na hierdie wêreld toe gestuur het, vir sondaar mense soos ons. Dankie dat Hy in ons harte kom werk, deur die Heilige Gees, en in ons lewens kom woon elke dag. O Here, wil U vandag U woord vir ons open, en met ons kom praat, en ons kom bemoedig en kom leer, sodat ons lewens kan inrig volgens U woord. Maak daarom nou ons harte oop, Here, praat met elkeen van ons, en versterk ons vandag in die geloof. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vriende, op hierdie pragtige dag gaan ons saam lees uit die woord van die Here uit Matteus hoofstuk 17, en daarvan gaan ons net een vers lees. En dit is Jesus wat hier aan die woord is. As julle geloof het, soos 'n mosterdsaadjie, sal julle vir hierdie berg sê, gaan daarheen, en hy sal gaan. En niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Liewe vriende, ons lewe in 'n wêreld waarin baie mense oor geloof praat. Nie net binne die kerk nie, maar ook buite die kerk. Ja, daar is baie mense wat oor geloof in hulle self praat, oor hulle eie suksesverhale en om groot hoogtes in hierdie lewe te bereik, omdat hulle in hulle self glo. Maar ons weet dat Bybelse geloof anders is. Mense sê jy moet eerder in jouself glo. As jy net in jouself glo, dan sal dinge begin regkom. Maar die Bybel leer vir ons dat die krag van geloof nie in onsself lê nie, maar in Jesus Christus. In Matteus 17 vind ons 'n toneel waar Jesus se disippels gekonfronteer word met hulle eie swak geloof. Hulle het baie wonderwerke al gesien terwyl hulle saam met Jesus bediening gedoen het daar in Galilea en in groot dele van Israel. Hulle het gesien hoe blinde se oë geopen word. Hulle het gesien hoe lam mense kan loop.
dowes kan hoor, siektes gesond kan word. En tog sien ons dat die oomblik toe iemand 'n seun na hulle toe bring wat gevul was met 'n bose gees, hulle nie hierdie bose gees kon uitdryf nie. En nou is die vraag, hoekom nie? En Jesus antwoord hulle, vanweë julle ongeloof. Hy sê nie dat hulle geen geloof gehad het nie, maar dat hulle geloof swak was, wankelrig was en vol twyfel was. En tog sê hy, as julle geloof gehad het soos 'n mosterdsaadjie, net 'n klein bietjie geloof gehad het, dan sou niks vir julle onmoontlik gewees het nie. Nou, liewe vriende, ons gaan vandag 'n bietjie dieper kyk na hierdie gedeelte in Matteus hoofstuk 17. 'n Vader bring sy kind na die disippels toe. Die kind ly verskriklik. Hy val in die vuur, hy val in die water. Hy word deur 'n bose gees gepla. En die man sê, ek het my kind na u disippels toe gebring, maar hulle kon hom nie genees nie. Dink net watter geweldige teleurstelling was dit darm nie vir daardie pa gewees nie. Maar ook vir die disippels self. Hulle het sekerlik probeer om hierdie kind gesond te maak. Miskien het hulle hard gebid, hulle het dalk die regte woorde gesê, maar sonder enige resultate. En nou is die vraag, waarom? En Jesus antwoord hulle, vanweë julle ongeloof. Broeder en suster, geloof is nie net om te sê, jy glo nie, maar dit is om 100% in God te vertrou. Die disippels het probeer om hier in eie krag op te tree, in plaas daarvan om hulle geloof in die een te stel, wat berge kan versit. Jesus gebruik dan ook hier 'n baie praktiese beeld, wat die disippels sou verstaan het, naamlik die beeld van die mosterdsaadjie. Dit is een van die kleinste saadjies wat bestaan op aarde. Dit is skaars groter as 'n sandkorreltjie. En tog, as dit geplant word, dan groei dit groot en sterk en dit word 'n groterige boom van tot ongeveer 3 meter hoog. En daarin kan die voëls hulle neste maak en kan hulle daarin broei. Hierin lê die wonder van geloof. Dit hoef nie groot te wees om effektief te wees nie. Dit moet net reg geplant wees, naamlik in God se woord en in Jesus Christus self, om vrug te kan dra en 'n verskil te kan maak. Klein geloof in die regte God is baie meer werd as groot geloof in die verkeerde dinge. Ware geloof, my liewe broeder en suster, is nie 'n gevoel nie, dis 'n besluit om God te vertrou met alles wat in jou is, selfs wanneer jy niks sien nie. In Hebreërs 11 vers 1 staan hierdie woorde, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Ware geloof sê, ek verstaan nie alles wat gebeur in hierdie wêreld nie, maar ek weet wie in beheer is. Ware geloof kyk nie na die berge nie, maar kyk na die een wat die berge gemaak het. Die disippels het gefokus op die probleem. Toe hierdie pa sy kind na hulle toe bring, fokus hulle op die probleem, die bose gees, die siekte, die vrees. Jesus fokus op die oplossing, die mag van God in geloof. Nou ongeloof is soos 'n ketting wat God se werk in ons lewens beperk. Nie omdat God dit nie kan doen nie, maar omdat hy gekies het om deur geloof te werk in hierdie wêreld en in ons lewe. Wanneer ons nie glo nie, dan sê ons onbewustelik, Here, U kan dit dalk doen, maar ek dink nie U sal dit doen nie. Soos Petrus wat op die water geloop het, toe hy na die golwe kyk in plaas van na Jesus, toe het hy begin sink. Ongeloof begin altyd waar ons kyk na die omstandighede hier rondom ons, eerder as na die verlosser
wat tot alles in staat is. Nou, wanneer Jesus sê, as julle geloof het soos 'n mosterdsaadjie, sal julle vir hierdie berg sê, gaan daarheen en hy sal gaan. En hier praat Jesus nie van 'n letterlike bergverskuiwing nie, maar van die berge van onmoontlikheid in ons lewens. Elke mens het 'n berg van vrees, 'n berg van skuld, 'n berg van sonde, 'n berg van siekte, die berg van ongeloof, die berg van twyfel of pyn. En Jesus sê, as jy geloof het, al is dit hoe klein, sal daardie berg begin beweeg. Nie omdat jy sterk is nie, maar omdat God getrou is. Maar hoe kry ek en jy daardie geloof? En hierdie is nogal regtig 'n baie belangrike vraag. Dis 'n praktiese vraag, dis 'n belangrike vraag, en ek en jy wil graag 'n antwoord hierop hê. Hoe kry ek en jy daardie geloof, die regte geloof? Een ding moet ek en jy vandag weet, my liewe broeder en suster. Geloof groei nie van self nie. Soos enige saad wat geplant word, nat gemaak word en versorg moet word, so is geloof ook in my en jou lewe. En daar is 3 dinge wat ek en jy moet weet van ware geloof en die regte geloof en die Bybelse geloof. Die eerste ding is, geloof groei deur die woord van God. Romeine 10 vers 17 sê die volgende: die geloof is uit die gehoor en die gehoor deur die woord van God. Wanneer jy tyd spandeer in die Bybel, stimuleer dit geloofsgroei. Leer ek en jy wie God is en hoe hy werk. En elke belofte wat jy lees in die Bybel, versterk jou in jou vertroue in die Here. In die tweede plek, geloof groei deur gebed. Gebed is nie om God te probeer oortuig nie. Dit is om jouself in lyn te bring met die wil van God. Die man in Markus 9 roep uit: ek glo, Here, kom my ongeloof te hulp. God hoor eerlike gebede. Hy ken jou hart. Hy wil hê dat jy in gebed met hom moet praat. Hy reageer nie op perfeksie nie, maar op nederigheid. En daarom moet ek en jy met 'n nederige hart na God toe gaan en begin bid. En so stimuleer dit geloofsgroei. Dan in die derde plek, geloof groei ook deur gehoorsaamheid. Elke keer as jy God gehoorsaam, al verstaan jy nie die pad waarop die Here jou lei nie, dan groei jou geloof. Soos Abraham vertrek het sonder om te weet waarheen die Here hom ook al sal lei, toe die Here hom geroep het daar uit die land Ur, het hy met geloof na God toe opgekyk, al het hy nie hierdie pad verstaan nie. Geloof is soos 'n spier van 'n mens se liggaam. Hoe meer jy daardie spier gebruik, hoe sterker word dit. Hoe minder jy dit gebruik, hoe swakker word dit. Daarom moet ek en jy weet, ons moet God gehoorsaam wees. As ons volgens sy wil lewe en volgens sy woord lewe, groei ons geloof. Nou, liewe broeder en suster, in ons wêreld word ons geleer om in onsself te glo. Maar die Bybelse geloof sê, glo in God, nie in jou eie vermoëns nie. Jy's 'n swak mens, jy's elendig. Jy kan nie sterk genoeg wees om alles in hierdie wêreld self te kan hanteer nie. En die disippels het waarskynlik gedink, hulle sou hierdie wonderwerk kon doen, toe hierdie man sy kind na hulle toe gebring het. Want hulle het gedink, ons het dit al van tevore gedoen, volgens Matteus 10 vers 1. Maar geloof is nie 'n tegniek nie. Geloof is 'n verhouding in God, dis vertroue in God, die een wat almagtig is. Elke keer moet ons weer ons afhanklikheid in Jesus Christus kom bevestig. Nou in ons teks praat Jesus oor geloof, maar die middelpunt is nie die geloof self nie, die middelpunt is Jesus. Die krag lê nie in die mosterdsaadjie nie, maar
in Jesus, die een wat hom geskep het. Ons geloof het betekenis omdat Jesus die fokus is en my Here is. Hy is die een wat selfs die grootste berg kan verskuif, die berge van sonde en die dood. Op Golgotha het Jesus Christus die onmoontlike vir ons kom doen. Hy het die sonde van die wêreld gedra en hy het die muur wat daar tussen ons en God was, daardie skeidsmuur, het hy kom afbreek. As hy daardie muur kon verskuif en kon versit, hoeveel te meer kan hy die kleiner berge in ons lewens nie ook kom skuif nie. As jy vandag dalk moedeloos voel, my liewe broeder en suster, onthou, God vra nie van jou groot geloof nie. Hy vra van jou eerlike, opregte, diepe geloof. Ware geloof. As jy voel, jy het dalk min geloof, begin net daar waar jy is. 'n Mosterdsaadjie is baie, baie klein, maar hy's lewendig. Hy kan groei, hy kan ontwikkel, hy kan later vrug dra as my en jou fokus reg is. Geloof beteken om te sê, Here, ek kan nie, maar U kan. En die duiwel, my broeder en suster, gaan jou baie keer versoek in hierdie wêreld. En die duiwel is nie bang vir jou krag en jou planne nie, maar hy is bang vir jou ware geloof in God drie enig. Want ware geloof verbind jou direk aan die krag van God. Nou, geloof soos 'n mosterdsaadjie is maar baie klein. Dis nietig, maar dit hou die potensiaal in om te groei en om vrug te dra. Dit het hemelse potensiaal. Wanneer dit geplant word in 'n hart wat gehoorsaam is aan God, bring dit vrug voort wat 'n baie deurmekaar wêreld kan verander. Geloof kyk nie na die grootte van die probleem nie, maar na die grootheid van die Skepper God, wie ek en jy aanbid en dien. En daarom sê Jesus, niks sal vir julle onmoontlik wees as julle geloof het soos 'n mosterdsaadjie nie. Nou my liewe broeder en suster, vanmôre wil ek jou uitnooi om te kom glo in hierdie wonderlike God, die God van die Bybel, Vader, Seun en Heilige Gees, wat hom op 'n wonderbaarlike manier aan ons kom openbaar. Al is jou geloof soos 'n mosterdsaadjie in hom, kan daar groot dinge in jou lewe gebeur. Vertrou God. Weet dat die onmoontlike vir hom moontlik is. Dat hy vir jou kan gebruik as jou fokus reg is. Jou fokus moet Jesus wees. Kom ek en jy dank die Here vir wie hy is en vir sy werk in ons lewe. Kom ons glo vandag van harte in hom. En as ons geloof dalk klein is, moenie bang wees nie. Moenie twyfel nie. Moenie bekommerd wees nie. Vra God om in jou lewe te werk. Lees sy woord, bid tot hom, wees nederig voor hom en God sal groot wonderwerke in jou lewe laat gebeur. Kom ek bid vandag vir ons op hierdie pragtige dag. Here, baie dankie dat ons vanmôre so wonderlik toegerus kon word vanuit u woord. Dankie Here dat u aan ons geloof gegee het. Ja, geloof wat berge kan versit. Dankie vir die Heilige Gees wat dit in ons harte kom inplant. Here, ons wil ons fokus vandag op u stel. In hierdie wêreld dink ons dinge is onmoontlik, maar by God is alles moontlik. En daarom hou ons oog op u gerig. Wil u ook deur ons, Here, wonderwerke verrig. Dankie dat u ons Vader is en dat u tot alles in staat is. Bou ons op in die geloof. Trek ons nader na u toe. Werk in ons harte deur die Heilige Gees. Motiveer ons, aktiveer ons en bekragtig ons om aan u koninkryk te bou en om werklik elke dag toegewyd vir u te kan lewe. Dankie vir die geloof in Jesus Christus wat u in ons lewens kom bekragtig. Laat ons geloof vrug dra vir u tot eer. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vriende, dankie dat u vanmôre by ons ingeskakel het. Mag die Here vir u ryklik seën. Gaan leef jou geloof hierdie week uit tot eer van die Here. En as die Here wil, sien ons mekaar weer by 'n volgende geleentheid. Vrede vir jou.